As 'n mens vandag 'n 6000 kilometer lange tog sou aanpak deur van die onherbergsaamste dele van Afrika, dan maak jy seker dat jy oor 'n goeie vierwiel aangedrewe voertuig beskik. Om en by die jaar 1875 is daar 'n aantal sulke togte aangepak deur sowat 1000 siele met hulle grootvee, kleinvee en huisraad op ossewaans. Die Dorslandtrekke, soos dit bekend sou staan, het almal min of meer dieselfde roete gemeen gehad. Vanaf die Wes-Transvaal, deur die Kalahari-woestyn, deur Bushmanland, die noorde van Suidwestelike Afrika, om uiteindelik op die hoogland van Angola tot rus te kom. 'n Epiese tog, wat getuig het van moed, volharding en bovenal hardkoppigheid. In hierdie die eerste van 'n reeks van 2 programme oor die Dorslandtrekkers, volg ons die spore van die tweede van die sowat 5 trekke. Reise op ossewaans deur sentraal-suidelike Afrika het teen 1875 redelik algemeen voorgekom. Ivoorjagters, handelaars, sendelinge en ontdekkingsreisigers het sekere roetes aangeteken wat later goed bekend geraak het. Teen die laaste helfte van die vorige eeu was die grootste deel van suidelike Afrika reeds deur die voortrekkers en hulle nasate beset. Die 2 boererepublieke was 'n klompie jare al in stand. 'n Grootskaalse volksverskuiwing in enige rigting het net nie meer moontlik gelyk nie. Tog ontstaan daar in 1874 weer 'n behoefte om te trek onder die burgers in die weste van die Suid-Afrikaanse Republiek. So het Gert Alberts, een van die voormanne van die eerste trek, hierdie behoefte uitgedruk. Die rede van hierdie treklus was nie te deursien nie. Ons wonings was stil en goed. Ons had geen beswaar teen die owerheid van ons land. Ons had 'n roerende gees in ons hart van trek, om verder noordwaarts vir ons land ter bewoning te gaan soek. Daar bestaan tog ook getuienis dat daar grondige redes vir die groot uittog was. Die meeste van die treklustiges was lidmate van die gereformeerde kerk. Hierdie mense was in alle opsigte behoudend en sou so 'n trekgedagte met groot omsigtigheid benader het, tensy daar wel grondige politieke of godsdienstige griewe bestaan het. Die antikris het nou in die land gekom en ons moet daar uittrek. So het die boere onder mekaar gepraat kort na die regering van president Thomas Burgers aan bewind gekom het in 1872. Die president se liberale beleid ten opsigte van godsdienstonderrig op skole en die vrye beweging van swart mense het tot die ontevredenheid bygedra. Andere het later beweer dat hulle die naderende anneksasie van die Transvaal deur die Britte sien kom het en om die rede vroegtydig wou pad gee. Hier onder die Kransberge op die plaas Groothoek naby Tabazimbi het ons 'n grys grobbler gewoon. Hy was meer as 'n eeu gelede ook van plan om aan die Dorslandtrek deel te neem en hy het dan ook inderdaad 'n end saamgetrek voor hy omgedraai het. Sy seun, oom Hans Grobbler, hy onthou nog goed wat sy oupa hom vertel het van die trek. Het hy ooit vir julle vertel hoekom die ou mense getrek het? Hoekom wou hulle toe Angola toe gaan? Volgens die 85-jarige oom Grobbler wou die trekkers nie onder die Britse vlag bly nie, want hulle kry te swaar en te bitter onder die vlag. Ja, maar hoekom wou hulle trek? Hulle kon nie die Engelse taal aanleer en hulle eie taal uitroei nie. En dit is wat die Engelse wou hê. Hulle wou van die boere Engelse settlers maak, wat hulle nie was nie. In Julie 1875 begin die lede van die tweede trek hier op die walle van die Krokodilrivier by mekaar kom. Die eerste trek het nie lank van tevore nie ook hier vandaan vertrek.
Dit sou byna 18 maande neem vir die tweede trek om in beweging te kom. In hierdie tyd het hulle 'n voorsmaakie gekry van 3 van die probleme wat hulle op die hele trek sou tuister. Malaria, die tsetse-vlieg en die bekende ou boerekwaal broedertwis. 'n Groot wildjagter met ondervinding van die Kalahari, Jan Greiling, is tot kommandant verkies. Toe dit later bleek dat hy in onmin was by Khama, die opperhoof deur wie se gebied hulle moes trek, en dat hy oor die algemeen 'n eie sinnige man was, het die trekkervergadering vir Lou Du Plessis as nuwe leier gekies. Nou, Greiling en sy mense het dit nie aanvaar nie en verdeeldheid het ontstaan. Dit was die voorspel tot die tragedie wat sou volg. Hier in die Transvaalse argiefbewaarplek in Pretoria vind ons nog die oorspronklike korrespondensie wat daar gevoer is tussen die voornemende trekkers en Khama, die jong opperhoof van die Bamangwato. Nou hieruit blyk dit dat die tweede trek met heelwat wantroue beheen is. Afgesien van die probleem met Jan Greiling, waarvan ons reeds vertel het, was Khama ook onder die invloed van Britse agente wat hom teen die boere opgesteek het. Nou terwyl die trekkers gewag het, kry hulle 'n brief wat hulle waarsku teen forcing a passage through Khama's territories en teen acts of aggression against the natives. Uiteindelik laat in 1877 het die verdeelde tweede trek in beweging gekom. Waar die son sak in die weste, het daar 'n nuwe land op hulle gewag. 128 waans, 1900 trekosse, 7500 losbeste, 480 perde, 1000 skape en 213 honde het die tog aangepak saam met die 480 boere en hulle makvolk. Om deur die dors te kom, sou hulle die woestyn met verdrag moes invaar. Hier, naby die Limpopo rivier, het Lou Du Plessis vir oulaas probeer om vrede te maak en om te reël dat die trek in kleiner groepies die woestyn ingaan. Jan Greiling, die stuur toe sy boodskap, sê vir Lou Plessis, dis nie nou die tyd om byeenkomsies te reël nie, elke man staan nou op die platte van sy eie voete, my klomp die sal ek deurbring. En daar vaar hulle met 20 waans die woestyn in. Ewe onverantwoordelik het daar nou ook stemme uit die ander groep opgegaan, as Jan Greiling kan trek, kan ek ook. Maar toe hulle op 'n streep by die eerste putte aankom, toe die Greilingmense se beeste die putte al toegetrap. Die dors, soos die gebied bekend gestaan het, strek vanaf die oostelike grens van vandag se Botswana tot by die Botetti rivier wat van die Okavango meer afloop. 'n Afstand van ongeveer 300 kilometer. Dit was die ou roete oor die Kalahari woestyn, met sy diep sandbedekking en sy gebrek aan staande water. Hier sou die dorslandtrek werklike tragiese afmetings begin aanneem. Die waans se wiele het tot halfspeek in die sand weggesak. Daar moes dikwels 2 spanne osse gebruik word om eers een wa in te trek en dan die ander wa toe kom uitpiekel, soos die ou mense dit gestel het. Die hele trekroete het gou besaai gelê met huisraad, sakke vol meel en selfs waans, soos die mense hulle las ligter probeer maak het. Onder die omstandighede het daar van die trekkers uit die woestyn omgedraai. In Serowe, die hedendaagse hoofstad van die Bamangwato in Botswana, vind ons die werkswinkel van Hendrik Karel Pretorius, kleinseun van 'n dorslandtrekker. Sy grootvader het uit daardie rampspoedige tog deur die Kalahari teruggekeer en hom as opperhoof Khama se grofsmid en waarmaker tussen die Bamangwatos gevestig. Vandag maak sy kleinseun steeds 'n bestaan uit die herstel van die vervoermiddele van die dag. Die werf lê besaai met stukke en onderdele van ossewaans wat na bewering van die is wat die dorslandtrekkers meer as 'n eeu gelede in die woestyn agtergelaat het. Ons wou by meneer Pretorius weet hoekom sy oupa hom juis onder die Bamangwatos gevestig het. Toe dink hulle sal eerder teruggaan met die klein bietjie wat hulle het
En hulle het so gedoen. Toe kom hulle hier terug. En baie van hulle, soos ons, het hierdie wêreld van gehou. En ons blacksmith betoers en hulle was goeie blacksmith. Toe vra die koning kom of hulle sal nie vir hulle se mens en homself sy waans altyd regmaak en so. Toe bly hulle. En van daardie tyd af tot nou is ons hier. Min moderne kaarte dui hierdie feessuipplek in die Kalahari aan. Tog was dit die belangrikste waterpunt vir elke reisiger deur die Dorsland. Toe die trekkers na 3 dae sonder water met hulle vee hier aankom, moes die water lepelsgewys uitgeskep word. Die losvee het nou onkeerbaar van die dors geword. Die sand was bedag so warm dat dit dwars deur die skoensole gebrand het. En die mense moes dikwels skuilings soek onder die bome. Nog voor hulle by die modderpan aangekom het, het van die moeders al skape geslag en die bloed vir hulle kinders gegee om te drink. Daarna het hulle die pensmis deur lappe gedruk, net vir 'n bietjie vogtigheid. Party het later gebid, onder het Psalm 77 aangehef. God die in mijn ongeval doren tot mijn eigen zal, zocht hem in mijn bange dagen, bracht de nachten door met klagen. Party perde was daarom nog in 'n goeie toestand en van die mense kon vooruitry na die volgende waterpunt by Tlakane, om dan terug te keer met 'n bietjie water vir die wat nog deur die sand aansukkel. Op Tlakane is nog putte gegrawe en toe die beeste na 7 dae sonder water daar aankom, kon die meeste darm deurgehaal word. Elke dier het eers ure lank met sy bek onder die water gestaan, alvorens die geswolle tong so gesak het dat hy weer kon suip. En hier op Tlakane het die 2 trekleiers, Greyling en Du Plessis, weer tot versoening gekom. Daar is toe besluit om die eerste trek, wat sowat 400 kilometer wes van hulle gestaan het, te vra om trekosse te stuur. Toe die noodkreet van die tweede trek Gert Alberts en sy mense hier op Rietfontein bereik, het die eerste trek al byna 2 jaar hier gestaan. Hulle dadelik sowat 184 osse gestuur. Daar's vandag nie veel getuienis oor van hulle verblyf hier nie, behalwe 'n paar grafte. Ter herinnering aan Aletta Gertruida van der Merwe deur 'n dankbare nageslag, 10 Oktober 1951. Die Aletta van der Merwe was natuurlik die vrou van Johannes Martinus van der Merwe. Hy was een van die voormanne van die eerste trek. Dit het nog steeds vir die Dorslandtrekkers gegaan oor nedersetting. Die eerste trek het gehoop dat hulle hier aan die oostelike grens van Suidwestelike Afrika sou kon aanbly, nadat hulle eers op Gubabes toestemming verkry het van die oorlamskaptein Andries Lambert. Toe dit later blyk dat die kaptein van die Hereros, Maharero, ook die gebied vir homself toeëien, moes die trekkers daar weer gaan mooi praat. Daarna kom daar berig dat Jan Jonker, Afrikaner van die Nama, ook daarop aanspraak maak. Gert Alberts het ook daar gaan onderhandel. Uiteindelik sou dit blyk dat Britse agente ook reeds hier gekonkel het. In alle gevalle was slegs tydelike verblyf moontlik op Rietfontein. En so moes die mense van die eerste trek ook maar weer die waans inspan. Die tweede trek en ook die derde trek wat intussen by hulle aangesluit het van Soetwaterpan voortgesukkel al langs die Boteti rivier op. Uiteindelik was daar 'n bietjie uitkoms. Hier was darm water. Die 184 osse van Rietfontein het opgedaag en die grond onder die waawiele was 'n bietjie stewiger. Min wetend het hulle nou 'n groter gevaar tegemoet gereis. Malaria en die tsetse-vlieg het onder mens en dier begin maai. Daar het byna nie 'n dag omgegaan sonder dat daar 'n sterfgeval was nie. Die moeras- en boswêreld wat die trekkers nou genader het,
was die ideale broeiplek vir die geluidlose muskiet wat die dodelike malaria parasiet dra. Die koors, soos die trekkers dit genoem het, maak sy slagoffer lusteloos en pap. Dit ondermyn selfs die mense wil om van hom ontslae te raak. En so het die een dorslandtrekker na die ander besmet geraak. By die Ngami-meer is die tweede trek weer eens voor 'n keuse gestel. Om verder weswaarts te trek en aan te sluit by die eerste trek, of noordwaarts al langs die Okavango-morasse. En weer eens ontstaan daar verdeeldheid. Greiling en sy mense besluit om langs die Okavango te bly. Die Greilinggroep het nou uiterste ellende tegemoet gegaan. Maandelang het hulle doelloos heen en weer tussen water en woestyn, tussen koors en dors getrek. In die proses het hele gesinne van malaria omgekom. Waans het naderhand net 4 osse gehad. En in sommige gevalle moes selfs koeie ingespan word. Die restant van die Greilinggroep wou die sand vermy. En hulle toe al met hierdie prehistoriese rivierloop of die Umuramba hier in Bushmanland langs getrek. Die plan was om hulle tog maar by die trek in die weste aan te sluit. Nou hier in die Kaudom, soos dit bekend staan, kry mens vandag nog water as jy die grawe. En mens sien dit ook aan die gate wat die wilddier gegrawe het. Ongelukkig was dit in hierdie wêreld so gewees dat waar daar water was, daar was ook die malaria muskiet. En die sterfte het steeds toegeneem. Na bewering het lede van die Greilinggroep of die riviertrekkers, soos hulle bekend gestaan het, hulle name op hierdie reuse Oukrometartboom uitgekerf. Maar later het dit gebleik dat dit die name is van Duitse Schutztroepe wat in die begin van hierdie eeu hierlangs beweeg het. Wat wel baie waarskynlik is dat die trekkers onder hierdie boom 2 paartjies in die huwelik bevestig het. Johannes Grobler en Hester Snyman en Marentia van Staden en Yuri Snyman sou hiervandaan saam 'n onsekere toekoms in 'n onbekende land ingaan. Bushmanland lê vandag nog toe onder die dik sand wat die trekkers se vordering bemoeilik het. En hierin het die wawiele met die ysterbande diep weggesak. Hierdie wêreld, so wat 50 kilometer 2-spoor sukkelpad vanaf Tsonkwe in Bushmanland, het in die ou dae bekend gestaan as die Debraveld, 'n tydelike staanplek met water. Dit is hier waar die verskillende trekke weer by mekaar uitgekom het. Die toestand van die riviertrekkers, toe hulle hier aangeland het, is so beskryf. Die ontmoeting was baie treurig. Hul ellende was nie te deurgrond nie. Siekte en dood het geheers onder mens en dier. Dit was vir ons bitter swaar om ons broers en susters in so 'n toestand weer te sien. Saam met die trekgroepe nou weer op die riviertrekkers se spoor noordwaarts beweeg, al langs die panne van Bushmanland, wat vandag nog in afgesonderdheid al 'n besonderse aantrekkingskrag vertoon. Die Verenigde Trek het hier op Leeupan in Bushmanland vergadering gehou om rigting te probeer kry. Volgens getuienis was dit asof die aanwesiges met 'n Babelse spraakverwarring getref was. Party wou voorttrek, ander wou omdraai terug Transvaal toe en sommiges het ook. Jacobus Frederik Botha is uiteindelik as nuwe trekleier aangestel en nuwe trekregulasies is opgestel. Jan Greiling, die is op 'n jagtog voort en het daarna stilweg van die toneel verdwyn. Die trekkers besluit toe om hiervandaan verder noord te trek
in die rigting van die Kavango rivier. Vir 'n wyle word daar getrek langs die rivier wat sy oorsprong in die Angolese hoogland het. En vir die eerste keer word die oë geslaan op 'n vreemde, wye land aan die oorkant van die magtige rivier, Angola. Die verskillende Ovambo-stamme teenoor die Kavango is egter so vyhandig dat die trekkers vereers weer suidwaarts draai na die Namotoni-fontein. Langs die Etosha-pan by hierdie fontein het die Dorslandtrekkers die eerste keer tot verhaal gekom na hulle moordende tog die vorige 3 jaar. Het hulle ook geleentheid gehad om 'n inkomste te maak deur jagtogte te onderneem en dan die volstruisvere en die ivoor te verkoop. Kalkvlakte sonder water. So beskryf die trekkers die Etosha-pan, waar dit vandag nog tot in die oneindigheid strek. Die koers was nou weswaarts en daar is geleidelik met die panlaans verder getrek. Alhoewel die gevaar aan koors nou afgeneem het die voorafgaande jare se trek deur die malaria wêreld nog steeds sy tol geëis. Hier naby die Halali ruskamp lê die vrou van die trekleier Gert Alberts begrawe. Na soveel ontberinge sou ook sy nie die beloofde land binnegaan nie. Naarmate die trekkers wes van die pan getrek het, kon hulle op die gesigseinder iets waarneem wat hulle in Transvaal laas gesien het. Berge. Die Kaukuveld was destyds soos vandag eil bewoon deur die Himba. Veral die boervroue was toe hartlik siek van trek en daar is nogmaals verkenningstogte onderneem om 'n land ter ruste te soek. En groot was die blydskap toe dit blyk dat daar tussen die berge in die weste tog so 'n plek mag wees. Die grootste deel van die trek het hier bly staan op die plek wat hulle die naam Rusplaas gegee het. 'n Standhoudende fontein lewer steeds water en op tydlose wyse word die inwoners se vee se dors vandag nog geles. Hier het hulle stewige kliphuisies gebou en gemeen om 'n wyle hier te vertoef. Eers later sou hulle ontdek dat daar reeds Britse belange in die Kaukuveld was en dat permanente vestiging dus onmoontlik was. Die eerste gereformeerde kerk in Suidwestelike Afrika is ook hier opgerig en die oorblyfsels daarvan, saam met die van die woonhuisies, is vandag nog te sien. Tydens hulle verblyf hier op Rusplaas kom die trekkers in aanraking met die kleurling grootwildjagter Will Jordan. Nou, hierdie man was wel ter tale en hy had ook 'n goeie kennis van die land na die noorde. Na verskeie jagtogte in die rigting van Angola, het die trekkers reeds die moontlikheid oorweeg om hulle in daardie wêreld te gaan vestig. En Will Jordan het toe ook namens hulle met die Portugese owerheid begin onderhandel. Weereens word die oë noordwaarts gevestig. Weereens word die waas ingespan. Agter die rug was duisende kilometer van sand, dors en koors. Sou hier die land lê waarvoor hulle gebede so lank al opgegaan het? Was dit nie dalk ook hulle lot om soos die ander nomade in Afrika eindeloos van die een fontein na die ander te trek nie? Soos die kinders van Israel vir 40 jaar in die woestyn rond te swerf nie. Die Portugese owerheid oor kan die Kunene rivier was baie ontvanklik.
Hulle het 'n boeregemeenskap as nuttig beskou om hulle te help met die onderdrukking van weerbarstige swart stamme in Angola. Hulle het toe onder andere ooreengekom dat die boere hulle eie skole en kerk kon hê. 4 jaar na die sowat 600 Transvaalers van die Krokodilrivier al weggetrek het minder as die helfte van hulle oor die Konene getrek en hulle op die hooglande van die Serra da Cella, die Hemelberge by Humpata, gevestig. Nou ja, wat in die jare daarna met hulle gebeur het, dit is 'n ander storie.